Hi, ek is Rudy Young, pastoor van Lig en Liewe Sentrum. Baie dankie dat jy ons audio boodskappe kom luister het. Mag die Here jou ryklik seën. Geniet dit saam met ons. Maar ek wil jou vanmôre net bedien met die woord. Wil jy saam met my oopmaak by 2 Konings hoofstuk 6? As jy nie 'n Bybel het nie, ja, skuif maar daar langs Thomas in en dan lees jy saam met sy Bybel uit. 2 Konings hoofstuk 6. Ons het hierdie jaar in ons gemeente het ons hierdie tema van geopende deure, en ek weet dat volgens die Joodse kalender en al die goedertjies was laas jaar eintlik die jaar van wat profeties uitgeroep is geopende deur, maar ek is iemand wat my nie te veel steur aan wat die hoofstroom sê nie. Ek loop hoor maar by die koning self. En ons het laas jaar 'n ander unieke journey gehad, en hierdie jaar, of einde van die jaar, einde laas jaar, begin hierdie jaar toe, ervaar ek net die Here praat met ons as gemeente spesifiek, en sê maar, hierdie is julle jaar van geopende deur, en dis wat ons bedien, maar ek wil vanmôre met jou praat oor 'n geopende deur, en ek wil met jou praat oor wanneer deure toemaak in jou lewe. Want jy sien, ons almal hou van daai mooi profetiese en daai mooi wonderlike fantastiese boodskap van die Here gaan 'n deur oopmaak vir jou in jou finansies, en 'n deur oopmaak in jou werk, en 'n deur oopmaak in jou geestelike lewe, en dis alles goed en dis wonderlik en dis waar, want dit is God se hartklop vir sy kinders. Maar ons moet ook besef en weet en verstaan dat daar seisoene in jou lewe wanneer deure vir jou toemaak. Wie kan sê ek het al sulke ervarings gehad in my lewe? O, heerlikheid, julle is heilige mense in die plek. Hier's nog net 3 mense wat dit toe deur ervaar het. OK, manne, kom ek vertel dit vir jou so, ons as manne kry gereeld 'n toedeur by jou vrou. Hierdie saak is nou oop vir interpretasie. Want jy soek baie keer daai 5-gang maaltyd, en dan sê sy vir jou, jy gaan vir ons takeaways koop. Wat is dit? Dis 'n toedeur in jou gesig. Daar's dikwels wat jy die Here vertrou vir daai promosie by die werk, of daai verhoging, en jy glo jy's die volgende in lyn, jy's die kandidaat, jy's die ou, en dan slaan daai deur in jou gesig toe. En jy kan nie verstaan nie, want jy het jou alles gegee, jy het hard gewerk. Here, hoe werk die saak? Ek vertrou dan vir u. Ek doen alles wat reg is en goed is. Ek betaal my 10de, ek vas, ek bid, ek doen al hierdie mooi dinge, maar nogtans ervaar ek hierdie toedeure van tyd tot tyd in my lewe. En as ons kan leer om met daai toedeure te werk, gaan God jou verder vat, as wat jy ooit kan dink of kan droom. So lees saam met my vanaf vers 24 af, dis 2 Konings 6 vanaf vers 24. Hy sê, en daarna het Ben-Hadad, die koning van Aram, die hele leer versamel en opgetrek en Samaria beleer. En daar was 'n groot hongersnood in Samaria, want hulle het dit beleer totdat 'n eselskop 80 sikkels silwer en 'n kwartkap duiwemis 5 sikkels silwer werd was. En terwyl die koning op die muur verbygaan, roep 'n vrou na hom en sê, help, heer koning. Maar hy antwoord, as die Here jou nie help nie, waarvandaan moet ek jou dan help? Van die dorsvloer of van die parskyp? En verder sê die koning vir haar, wat is dit met jou? En sy antwoord, hierdie vrou het vir my gesê, gee jou seun dat ons hom vandag eet, dan kan ons môre my seun eet. Wie was al in sulke omstandighede? En dan sê ons, dit gaan met ons swaar. Ons het nog nie swaar gehad nie, hierdie is swaar. Hy sê, so het ons dan my seun gekook en hom geëet. Maar toe ek die volgende dag vir haar sê, gee jou seun dat ons hom eet, het sy haar seun weggesteek. En toe die koning die woorde van die vrou hoor, skeer hy sy klere, terwyl hy op die muur verder loop. Die mense het gesien hoe daar 'n roukleed onder sy liggaam was. En dan spring ons verder na hoofstuk 7 toe vers 1, maar nou kom die profeet nader, en die profeet sê, hoor die woord van die Here, so spreek die Here, môre omtrent sulke tyd sal 'n maat fynmeel 'n sikkel en 2 mate gars 'n sikkel kos in die poort van Samaria. Maar die adjudant op wie se arm die koning geleen het, antwoord die man van God en sê, al maak die Here ook vensters in die hemel, sou dit kan gebeur. En hy sê, kyk, jy sal dit met jou oë sien, maar nie daarvan eet nie. En daar was 4 malaatse manne by die ingang van die poort, en ek gaan net daar stop. Ek wil gou vinnig vir jou uit hierdie verhaal uit 4 deure wys wat toegaan vir mense. In die eerste plek is hierdie volk, hierdie stam, hierdie mense van die stad Samaria, 'n deur gaan vir hulle toe, en ons noem daai deur hongersnood.
En dis nie as gevolg van hulle skuld nie, dit is maar hoe dit uitgewerk het, dis die woord wat uitgegaan het, en hulle beleef ongelooflike hongersnood, in so mate, dat families al besluit, ons eet vandag my kind, en môre jou kind. Nou, ek weet ons baie van ons ouer mense wat sê, joh, ek het in 'n arm huis groot geword, en ek het swaar gekry, maar ek het nog nie in ons kulture gehoor, dat dit so swaar gegaan het nie. Kan jy verstaan die tipe van hongersnood in penarie wat hierdie mense in was, dat dinge so swaar gaan, laat het begin op jou gedagtes werk. It robs you of your sanity. En waar jy begin planne maak om selfs jou eie kind te eet. Ek dink nog nie enigeen van ons was op so 'n plek gewees nie. Dalk het jy dit al oorweeg om die kat van jou buurman met die ketting te skiet. Maar ek dink nog nie ons het so ver gegaan om dit te eet nie. Of jy dalk al daai fris, lekker vet gemaakte African Grey van jou so gekyk in die hok. En gedink, jy sal seker maar soos hoenderproe. Maar dit gaan bitterlik swaar met hierdie mense, en daar's verskeie redes, en soms is dit as gevolg van ons eie keuses en besluit dat dit swaar gaan met ons, maar dikwels is daar maar net 'n sameloop van omstandighede, laat ons besef dat hier's 'n deur wat toe is aan my gesig, en wat nou? En die planne wat mense maak, werk nie vir hulle uit nie, want jy sien, dieselfde vrou wat gister vir my gesê, dis reg, is dieselfde vrou wat môre vir my sê, nee, hierdie lekker ek nie. Jou kind was lekker, dankie, maar nie myne nie. Kan jy nie vir een oomblik dit net picture? Hoe maak jy jou eie kind dood? Jy sit hom in 'n pot en jy kook hom, en jy begin sy vleis op te sny, pulled pork, ek weet nie, chops, ek weet nie. Ons lag oor die goeters, maar kan jy self indink oor hoe dit uitgespeel het? En dan môre kom klop ek aan jou deur en sê, hey, daai kind van my was lekker, maar ons is vandag weer honger, gee nou joune. Maar nie, sorry Paul, die deur is weer toe in die gesig. En dan, die tweede deur wat toe gaan, is hierdie vrou, wat na die koning toe gaan. En sy maak haar toevlug na die koning toe, want hy moet 'n regspraak nou, hy moet antwoord gee op hierdie regspraak. Want hier was 'n ooreenkoms tussen twee mense, en die een party het nou hierdie ooreenkoms nou verbreek, en nou gaan sy na die koning toe, in die hoop dat hy gaan nou 'n goeie woord uitspreek en sê, nee, maar mevrou, jy was verkeerd, gee jou kind. Soos koning Salomo, wat sommer sê, bring die swaard, dan kap ek die kind in twee. Nou, hoor gou hier, ek wil vanmôre vir jou sê, dat ons baie kere wat jy na jou wegmaak, na die konings toe van hierdie wêreld, en jy kry ook 'n toedeur in die gesig. Want die koning antwoord vir haar, en sê vir haar, as die Here jou nie help nie, wat moet ek vir jou doen? Jy sien, want hy het nie verstaan waaroor dit gaan nie, hy dink outomaties net, dit gaan oor die hongersnood, dit gaan oor die toedeur van hier's nie kos nie, maar haar saak het selfs dieper en verder as dit geloop, en ons lees nêrens verder, dat die koning vir haar enige iets gesê het nie. Hy het geen uitspraak gemaak nie, die saak het so hangende gebly, dit klink soos Suid-Afrika se regstelsel. Die saak het net so doodgeloop. Daai vrou het maar met 'n swaar las huis toe gegaan, honger en teleurgesteld dieselfde tyd. Want daar's nog 'n deur wat toegegaan het in my gesig. En dan is daar natuurlik die adjudant van die koning. Want nou kom die profeet, want die koning is kwaad vir die profeet. Wat die koning sê, man, dis die profeet se skuld. Hy praat met die Here en hy sê sulke goeters, en nou gebeur hierdie goeters, en kyk wat gebeur nou, mense eet mekaar se kinders op. En nou kom die profeet, en hy gee 'n woord van die Here, en hy sê, maar luister ouens, dis wat gaan gebeur, môreoggend, hierdie tyd, môre, sulke tyd, gaan dit gebeur, is dat die meel en die gaars, en al die goeders gaan beskikbaar wees, en dit gaan bekostigbaar wees. Kan ek net gou teruggaan na bekostigbaarheid toe. Hulle praat van 'n eselskop, en weet wie van julle het al 'n donkiekop geëet nie? Ja, ek ook nie, ek wil net hê jy moet jou hand opsteek as jy het. 'n Varkkop, is die mense wat al 'n varkkop geëet het? En dan neem ek aan, hier's 'n paar skaapkopeters dan ook. Ja, is tot 'n gilde ook, nee, jy kan 'n skaapkop gilde behoort, en dis vir my verskriklik, dat dit met jou so swaar gaan, dat jy die kop moet eet. Dis vir my, as dit vir jou so swaar gaan, moet jy toch vir my kom sien, dat ek net
kyk of ek jou nie kan help nie, laat jy al moet so ver gaan om daai oog uit te suig in. Dan sê die mense, nee, los die oog vir laaste, dis die lekkerste. Hy is so sappig as die ontbyt. En daai ou, lekker die harsinkies, nou, so sarg, soos beenmurg, en die ou wangetjies en die tongetjie. Nee man, daai ding het nooit sy tande geborsel nie, en nou wil jy die ding eet. Nee, mense, ek dink ons moet net terugkeer na die basiese beginsels toe asseblief. Kan ons net hou by chops en rys en aardappels, los die koppe uit. Maar dit gaan so swaar met hierdie mense, dat 'n eselskop, 'n donkiekop, kos nou al, wat sê die woord? Hy sê 80 sikkel silwer. Nou, 'n sikkel silwer is omtrent 11,5 gram. So 80 sikkel silwer is omtrent 920 gram silwer. Nou, selfs van daardie tyd was dit baie. Weet jy wat is die silwerprys vandag? Die silwerprys, ek het vanmôre gaan kyk, is R19.888 'n kilogram. So dit beteken dat in vandag se terme sal die eselskop net so rapsie oor die R18.000 gekos het. Wie is nog lus vir 'n donkiekop, wat ek net jou aan sien? In enige terme, in 2025 of 2000 jaar plus terug, is dit baie geld. Om 80 sikkel silwer te kan gee vir 'n kop wat hopelik genoeg kos gaan wees vir jou familie dalk vir daai dag. Dis 'n duur prys om te betaal, maar dis wat dit gekos het. En dan kondig die profeet aan dat ouens moenie bekommerd wees nie, want fynmeel en gars gaan maar net 'n sikkel kos. Wat heel wat minder is. Dis 11,5 gram. Dis bekostigbaar. Almal kan dit doen. En nou sê die adjudant, hy sê dis onmoontlik. En daar's een ding wat jy nie met God moet doen nie. Moenie vir hom sê dis onmoontlik nie. Jy kan baie dinge doen, maar moenie sê dit wat God kan doen is beperk nie. Want hy het nie 'n twyfel getrek in die profetiese woord nie, hy het 'n twyfel getrek in God se vermoë. Pastoor Morray Du Plessis daar van Boksburg sê 'n mooi ding, kry vrede in God se vermoë. Jy moet vrede kry in God se vermoë. As jy kan verstaan waartoe God in staat is, dan kry jy 'n berusting en 'n kalmte oor jou. Die woord dit is wat die fynmeel gaan kos. Dis wat die gars gaan kos. Dit gaan bekostigbaar wees môre. Die adjudant wat analities, neem ek aan, gebreind is, kyk na die saak en hy sê dis onmoontlik. Want hoekom? Hy is analities geprogrammeer. Hy kyk na die logiese dinge. As daar nou geen oes is nie, niemand het geplant nie. Ek meen, daar is geen kos, geen voorraad, niks nêrens nie. Hoe kan dit dan nou wees dat die meel môreoggend hierdie prys gaan kos? Dis onmoontlik. Selfs al voer ons dit in van 'n ander land af, sal die kostes dan baie meer wees. Verstaan jy hoe die man se kop werk? Ek dink meeste van ons sal ook sulke soort van logiese somme begin maak in ons kop, en hy sê dis onmoontlik. Hy sê selfs al maak die Here vensters in die hemel. Nou ek weet nie van jou nie, maar ek het God al te veel keer in my lewe gesien en beleef hoe hy die onmoontlike doen sonder vensters. Ek het gesien hoe God uit niks uit iets kosbaars kan maak. Ek het gesien hoe God met 'n bietjie olie groot dinge kan doen, want God het nie my vermoë nodig nie. Al wat hy soek is my gehoorsaamheid. En al wat God sê is, vertrou my, ek gaan 'n ding doen. En hierdie toedeur vir die adjudant, sy toedeur van geloof, maak dat hy dit heeltemal mis. Ek wil vanmôre vir jou sê, pas op vir ongeloof. Ongeloof maak dat jy die beloftes wat God oor jou lewe het, totaal en al mis. Maar dit eindig nie daar nie. Hier is die 4 deure. Vir 'n dorp, vir 'n stad, hongersnood, vir 'n vrou wat haar kind verloor het, en 'n regsaak hangende, nog 'n toedeur in haar gesig, 'n derde toedeur vir 'n adjudant, wat sê ek kan nie die glo nie, dis onmoontlik, en die deur slaan toe in sy gesig, want ek wil die storie net so 'n bietjie fast forward, want die woord sê dat dit het presies uitgespeel soos wat dit moes, en ons gaan nou verder praat oor hoe dit gebeur het, maar die oploop en die stormloop wat plaasgevind het, was so erg dat die adjudant vertrap was in die poort. Hierdie selfde adjudant wat gesê dis onmoontlik, al maak God vensters, hierdie selfde man verloor sy lewe. Hy sien dit met sy oog, maar hy gaan nooit daarin nie. Ek dink my sommer onwillekeurig aan Moses, wat ook hierdie gewillige leier is, maar daar kom ook tye wat hy ongehoorsaam raak, en dit gebeur dat hy beloofde land net sien, maar nooit self daarin gaan nie. Pas op vir hierdie 2 deure wat ons sommer self toemaak, ongeloof en ongehoorsaamheid. Dit maak dat daar baie toedeure in jou lewe kom. Don't miss out.
Moenie uitmis op wat God vir jou wil doen, as gevolg van ongehoorsaamheid en ongeloof nie. Maar die verhaal hou nie daarop nie, want die uitkoms en hoe hierdie gars en hoe die fynmeel vir hierdie stad aangebreek het, is deur 4 malaatse manne. En dis die 4de deur wat ek met jou oor wil praat in hierdie verhaal, want dit was 4 manne wat buitekant die stad toegesluit was. Die samelewing het hulle uitgestoot na buitentoe. Hoekom? Want hulle was malaats. En volgens al die kulturele oorleweringe en insettinge was hierdie 4 manne gereken as onrein. En dit beteken hulle mag nie kontak hê met enige iemand in en rondom hulle nie, want alles waarna hulle vat en alles met wat hulle te doen het, is dan ook onrein, en dit maak dat daai persoon ook onrein is. En dan is daai hele seremoniële effek waardeur hulle moes deurgaan voordat hulle weer rein kom. So daarom is hulle verstoot deur die samelewing, een kant toe buite die stad, die poorte, die stadshekke is vir hulle gesluit, hulle moet buitekant dit leef. En hoeveel keer het ek en jy nie al geestelike malaatsheid gehad volgens ander nie. Jy het 'n fire gehad vir die Here, jy het 'n passie gehad, jy het 'n oortuiging gehad, God het jou geroep, hy het 'n gawe op jou lewe gesit, jy het 'n bediening, maar daar was sekere ouens wat gereken het, nee Pel, ek dink nie, jy's pas nie so lekker in by ons setup nie, en hulle het jou eenkant toe verskuif, en jy's geïsoleer, jy's uitgedruk, en hulle het vir jou die deur toegemaak in jou gesig. Baie van ons pragtige mense beleef dit in bedieninge, in kerke waar hulle sit, in gemeentes. Baie pastore, predikante en ouens wat 'n wonderlike bediening op 'n lewe gehad het of het dit al beleef oor die jare. Hoe organisasies en denominasies hulle net een kant en skuif en sê nee, sorry man, jy's vir ons bietjie weird. Ek hou van ouens wat weird is. Johannes die Doper was 'n weirdo. Verskriklik weird. Glad nie sosiaal aanvaarbaar vir die tyd nie. Hy sê 'n dude wat springkane geëet het. Hoe weird is dit? En heuning, ek reken hy die springkane gedroog, en dan dip hulle in die heuning, en dan eet hulle so. Dis hoe ek het so geëet het. Ek dink dis die enigste manier hoe dit lekker kan wees. En jy eet hom vinnig, voordat die soetigheid van die heuning opraak in jou mond, as jy springkaan klaar geëet. En hy dra hierdie funny klere. Ek meen, dis nie normale kerkuitrusting wat hierdie ou dra nie. Hy dra hierdie weird uitrustings. Ek seker af van dit kom uit Amerika uit. Want alles wat snaaks is, kom ons uit Amerika uit. Nou, dit is hierdie weird klere wat hy dra, dis harige goeters, en hierdie dude is net weird. Maar tog word hy beskou as Jesus, word hy beskou deur Jesus, as een van die manne, wat nie sommer geëwenaar sal word nie. Wat vir my sê dat dit gaan nie oor jou en my outward appearance nie. Dit gaan oor jy lyk, dit gaan oor jy optree, dit gaan oor is jy gehoorsaam aan die mandaat wat God aan jou gegee het. Kan ek vir jou sê, ek is weird, sekerlik vir baie. Jy kyk ook vanmôre na my en sê wel, jou bedieningsstyl en die manier hoe jy aangetrek is en dit wat jy sê en manier hoe jy praat, dis weird. Kan ek vir jou sê, ek is so dankbaar God gebruik weird mense. Want weet jy hoe weird is jy vir mense? As jy dit nie glo nie, vra vir jou kinders. Jou kinders sal vir jou sê, dat jy's weird, jy's net so, ja, so old school weird, jy's net, ja. Nou ek het 'n tiener laaiting, en saam wat ons in die gemeente is, en 'n meisiekind wat ook nou tienerfase bereik, en ek het my hande vol. Want ek het kinders wat my vertel, nee pa, asseblief, daai hemp, hoekom draai jy sulke goeders? Dit lyk net, wow. En pa, daai jean, dit is net 'n bag, ek kry daar 'n skinny jean. So ek het nou probeer om vanoggend. Jy weet as jy trek die goeders aan, hè? Jy het 'n double bed nodig, een van daai double banks nodig, en dan maak jy maar onder vas, laat hom regop staan, en dan spring jy van die boonste bed af binne hom in. Oeps. Die uittrek is 'n storie, julle wil nie dit sien nie. Dis 'n saak. Maar hierdie tienerkinders is heeltyd op jou keus, want hulle besig met al hierdie tegnologie, en jy dink, "Jy's, ek het 'n cool song hier gehoor." Dan speel ek hom vir my seun en sê hy, daai is old school hoor. Dit is soos daai soos 2000s. Waar kry pa die goeters nou? Ek sê, maar dis 'n nuwe ding, man. Ek het hom nou op YouTube gesien. Hy sê, nee, dis ou goeters daai. Niemand luister met daai goeters nie. So dit voel vir my ek is heeltyd so 'n bietjie terug. Dit voel vir my ek moet opvang die heeltyd. Ek is konstant uit asem uit. Maar jy weet, dit is my lekker, want ek kom agter dat hoe meer ek die jong spanne laat voorhardloop, hoe meer relevant raak ek. En al wat ek doen is, ek trek hulle nou net so bietjie links en bietjie regs, en sê, dis great, maar kom net terug op lyn.
Jy kan hardloop met daai nuwe speaker en daai nuwe lig en daai nuwe song, maar kom met hierdie kant van die lyn. En sodra ons hulle net so 'n bietjie belyn het, man, dan loop dinge sommer lekker en is goed. Maar ek moet nie toelaat dat hierdie goeters my so intimideer, laat daar nog 'n deur toe gaan in my gesig nie. Want dan kan ek baie maklik myself isoleer in die proses. Terug na die 4 malaatse manne toe, hulle is een kant toe geskuif. En ek dink elke van ons het al beleef hoe daar deure vir ons toegaan as gevolg van mense wat my nie aanvaar nie, mense wat my nie verstaan nie. Maar daar is hierdie 4 manne en ek wil vandag vir jou sê, dalk het die samelewing, dalk het die kerk, dalk het die kerkgemeenskap, het jou dalk een kant toe geskuif en jou uitgesluit. But I want to tell you, it's a great setup. Dis 'n setup deur die Here. En kom ek vertel vir jou hoekom, en jy kan dit gerus gaan lees op jou eie tyd in 2 Konings 7, is dat hierdie 4 malaatse manne is buitekant die stadspoort, en hulle sê vir hulle self, luister, as ons in die stad sou ingaan, gaan ons sterf, want daar's nie kos nie. Dit help ook nie ons wag hier vir 'n kospakkie nie, want niemand gaan vir ons kospakkie bring nie, want jy het nou gehoor wat kos daar binne. Maar nou in dieselfde tyd sien hulle die kamp van die vyand wat opgeslaan is daar in die vlakte en hulle sê vir hulle self, miskien moet ons na die kamp van die vyand toe gaan. Bly ons hier, sterf ons. Gaan ons in die stad in, sterf ons. Gaan ons in die kamp van die vyand in, sterf ons. Ons almal gaan eventueel sterf. But I want to be busy doing something while I die. Party vir ons sit en wag vir die dood. Ander loop haal die dood. Nee, jy gaan hom later vanmiddag vang. Okay. Ek gaan nie sit en wag totdat die dood aan my deur klop nie. Ek gaan besig wees totdat die dag wat die Here my gaan kom haal. Daar's van julle wat al sit en jy beplan al die begrafnisblaadjie, jy het al die foto gekies op die voorblad, jy het al die psalmpies gekies wat moet gesing word, en ek soek Amazing Grace, net verse 1, 2 en 5, en ek wil, dat moet tog net nie toebroodjies wees nie, ons soek lekker kos. Daar's van julle wat al op daai plek is. Ek wil vir jou sê, ek beplan nie dit nie. Julle kan doen op my begrafnis net wat julle wil. Maar ek gaan die Here dien en ek gaan vir hom werk en ek gaan voluit hardloop tot die einde kom. En hierdie 4 malaatse manne sê, daar het 'n deur van die stad vir ons toegegaan. Daar's 'n deur van hongersnood toe in ons. Maar weet jy wat? Hier is 'n kamp van die vyand. Kom ons gaan kyk wat daar aangaan. En hulle besluit om te gaan. Hulle sê, miskien is hierdie ouens ons goed gesind. Miskien is daar 'n ou, paar droë bene of iets. En hulle kom daar om uit te vind dat hierdie hele kamp, hierdie hele leer, het gevlug in die nag, want die Here het 'n geluid van laat hoor, en hulle meen dit is magtige weermagte wat op hulle afstorm. Hierdie ouens los alles. Hulle 4x4's, hulle tanks met hulle missiele, hulle F-18 jets. Ekskuus, dis die 2025 vertaling. Kom, ek gaan net gou terug. Maar alles wat hulle het in hulle tente, los hulle alles net so. En hierdie 4 malaatse manne kom in die eerste tent in, hulle help hulle self met wat die ete is. Kan jy imagine, 4 malaatse ouens lanklaas geëet, hulle spring in. Hier is ons brood, hier is ons meel, hier is allerlei goeders en hulle begin eet. En hulle sien, maar dis nie net dit nie, daar's ook goud, daar's ook silwer, daar's geld. En hulle vat vir hulle self en hulle vat hierdie kosbare goed en hulle gaan begrawe dit. En hulle gaan in die tweede tent en sê, wel, kom ons copy en paste wat ons gedoen het. En hulle begin dieselfde te doen en hulle besef by hulle self, maar hierdie ding is nie reg nie. Die 4 malaatse ouens, die 4 ouens wat uitgesluit is deur die gemeenskap, besef maar ons kan nie hierdie ding doen en alleen eet wat hier te ete is en onsself geniet in die vettigheid nie. Ons moet hierdie ding wat die Here gedoen het, gaan deel met die res van die stad, want hier's genoeg voorsiening vir almal. En dan hierin sien ek ietsie moois, en dis jou gesindheid wanneer jy uitgesluit is. Jou attitude wanneer jy uitgesluit is. Daar's 'n mooi ding in aviation wat hulle praat van your attitude determines your altitude. En attitude is letterlik hoe die neus van die vliegtuig is. If you've got a bad attitude, that's going to determine and affect your altitude. Maar hierdie 4 ouens het nie 'n slegte gesindheid omdat hulle 'n deur gehad het wat in hulle gesig toegedruk is nie. Toe hulle besef, maar hier's 'n geopende deur, toe besef hulle, ons kan dit nie vir onsself hou nie. Hier's voorsiening van die Here, hier's ons vettigheid, die meetsnoer het vir ons in lieflike plekke geval, ons erfenis is vir ons mooi, hierdie is great, en hulle eerste aksie is, kom ons bære vir ons, en hulle tweede aksie is, let's go, and let's tell them, hier's voorsiening.
En hierdie ouens gaan terug en hulle neem die berig en die koning is eers bietjie hesitant, hy is nie seker oor wat hier gaan gebeur nie, en dan uiteindelik nadat hulle so bietjie verspieders uitgestuur het, sien hulle dit is werklik waar so, hierdie armeers is weg en die voorsiening is daar en hierdie ouens kom en hulle maak al hierdie kosse bymekaar en al hierdie goud en al hierdie silwer en die woord van die Here kom in vervulling presies soos wat geprofeteer is. Daai fyn meel en daai gars kos soveel soos wat gesê is en daar's genoeg vir die volk om te eet en daai hongersnood word verbreek op die woord van die Here, maar dit het 4 malaatse manne gekos. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy sit dalk vanmôre in 'n plek van waar jy moedeloos is en jy voel dalk vanmôre jy is absoluut in 'n gat. Jy voel vir jou jy is dalk in 'n mate van depressie want mense het my uitgesluit, een kant toe gedruk. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy's in die beste plek wat jy ooit kon gewees het. Want die voorsiening is nie binne in die stad nie, die voorsiening is buite die stad. Maar omdat daar 'n groepering van mense is wat sê ons kyk net in binne toe en hulle het hulle self verarm, hulle het hulle self hulle eie oes begin opeet, hulle het hulle eie kinders begin opeet, maar dank die Here vir 4 manne wat verstoot is, vir 4 manne wat die kerk deur voor toegedruk is, en laat God hulle so posisioneer het, laat hulle kan sien die voorsiening wat God buitekant die stad veroorsaak. Jy sien wat God het toe 'n venster gemaak, meneer die adjudant. Jy wat so analities is en wat God se vermoë bevraagteken, hy het toe 'n venster gemaak, maar die venster is nie in die vorm so wat jy gedink het nie. Dis nie nog 'n oesjaar wat moes verbygegaan het nie, maar die woord van die Here sê dat die las is die onregverdige opgelê om vir die regverdige bymekaar te maak. En die onregverdige het kamp opgeslaan met die gedagte van ons gaan 'n stad oorwin. Al wat hulle nie besef het nie, eintlik al wat hulle gedoen het is hulle het hulle rykdom gebring tot voor die stad om net so te los en terug te vlug waar hulle vandaan kom, sodat die kinders van die Here kan kom en kan sê, look what the Lord has done. En ek wil vanmôre vir jou sê, as jy by jouself bevind buite die stadspoort en jy bevind jouself op 'n plek waar jy sê, Here, ek verstaan nie, mense het my een kant toe gestoot, mense het my uitgesluit, ek wil vanmôre vir jou sê, dat jy is op 'n plek waar God sy voorsiening vir jou gaan wys. Maar daardie voorsiening gaan net vir jou wees nie, die voorsiening gaan van so 'n aard wees, dat daar genoeg sal wees vir jou nageslag, vir jou kinders, en ook vir dieselfde mense wat jou een kant toe geskuif het, daar's ook voorsiening vir hulle. It was a great setup by God all along. En ek wil vanmôre vir jou sê, jou gesindheid in daai tye en daai seisoene wanneer jy uitgesluit is, gaan bepaal of jy die voorsiening van God gaan raak sien en of jy dit gaan mis. Daai onvergewensgesindheid, daai bitterheid, daai haat, daai nait gaan maak dat jy die hele oomblik mis. En jy gaan vaskyk in jou eie omstandigheid en sê, kyk wat het met my gebeur. Josef bevind homself in 'n soortgelyke situasie. Hy het hierdie droom, hy het hierdie visie, hy het hierdie mandaat van die Here ontvang, en so ver as wat hy dit deel met die mense met wie hy gedink het, bly vir hom sal wees, sy eie familie, nou is dit dieselfde mense wat hom verstoot. Hy sê hierdie ding wat God in sy hart geplaas het, en hulle sê vir my, jy's weird man, jy dink jy's beter as ons. En dit maak dat hy in die moeilikheid kom. Dit maak dat daar deure van verwerping in sy gesig toegegooi word. Dit maak dat hy in 'n put beland. Dit maak dat hy verkoop word as slaaf. Dit maak dat hy in 'n paleis opgeset word, weer eens as 'n diensknegt. Hy word versoek en verlei deur ou Potifar se vrou. Maar alles dit, en dan kom hy in die tronk, but it is all a setup. Want God het geweet wat hy wil doen met hom. En kan ek vandag vir jou sê, die deur wat jy ervaar het, as 'n klap in jou gesig, as 'n verwerping, as 'n verstoting, it's a setup by God to position you. Hy posisioneer jou in hierdie seisoen om te sê, Here, wat is hier wat ek moet raak sien, buitekant hierdie stadspoort. En dan sê die woord 'n mooi ding, en dit het so baie te doen met jou gesindheid. Hy sê, how lovely are the feet of him who brings good news. Hoor gou hierdie stukkie. Daai selfde voete wat vir ander mense verwerplik was. Daai selfde voete wat vir mense laat sê, nee, sies man, kyk hoe lyk jy. Jy het 'n siekte, moenie naby my kom nie. Ek wil nie aansteek nie. Ek soek nie daai germs van jou nie. So regte COVID saak. Bly net daai kant. Ek soek jou nie naby my nie. Daai selfde voete het die draers geraak van goeie nuus, van die verlossing van God het gekom. So how lovely are the feet of him who brings good news. Daai selfde mense wat jou verstoot het, is dieselfde mense wat weer opgewonde raak oor die geluid van jou voetspore wat naby gekom het met die verlossingsboodskap van God het magtiglik vir ons voorsien. Come and see what the Lord has done.
En daarom sê die woord van die Here so mooi, hy sê, come and taste and see that the Lord is good. Jy sien, daar's baie ouens vir wie jy kan vertel oor goeders, en hulle glo jou. Maar dan lewe ons nou in 'n tyd, waar mense nie meer glo wat jy sê nie. As mense, en hierdie is 'n taktiek, en ek deel dit graag met julle, is 'n taktiek wat ek volg. As iemand vir my in my gemeente sê, yes, like man, ons het gisteraand hierdie lekker kreef gehad, ons het hom lekker oopgestui, en 'n lekker garlic bottertjie, en ons het hom so gebraai, en yes, dit was nou so lekker, maar die reaksie daarop is, ek glo jou nie. Dan sê hulle, nee, regtig waar, hoor, yes, dit was genuine, dit was so nice, en hoor, ek wil vir jou sê, ek dink ek kan hom nogals doen, ek glo jou nie. Nee, genuine, ek sê nou, wys my. Nooi my volgende week, en dan wys jy my of jy dit kan doen, maar ek glo jou nie. Iemand vir my sê, yes, maar ek het dan maar lekker koek gebak, of die broodjie het so mooi uitgekom, ek glo jou nie. Tot waar ek het self nie geproe en geëet het nie, dit is 'n wonderlike manier om genooi te word vir ete, punt nommer 1. Maar is ook 'n mooi geestelike beginsel aan dit gekoppel, wat ek en jy kan aanleer. Ja, daar's 'n ou dominee van Vreemburg, hy's nou afgetree, hy het gesê, geloof sonder skimpe is dood. Dis net 'n grappie, dis nie skriftuurlik nie. Maar hoor gou, die beginsel hieraan is dit. Hou op om vir mense te vertel wat God gaan doen. Hou op om vir mense te vertel wat die Here wil doen en kan doen. Sê vir ons, kom proe so wat hy doen. En dis wat hierdie 4 malaatses basies gedoen het. Hulle het hulle eie gevoelendheid, hulle eie seergemaaktheid, hulle eie verstotendheid, het hulle eenkant gesit, teruggegaan na die volk toe, gesê, ouens, kom proe en kom kyk wat het die Here gedoen. Eers bietjie skepties, maar uiteindelik kom die volk daar uit, en hulle kom sien werklik waar die Here het groot goed gedoen, en hulle geniet dit saam, en hulle beleef die voorsiening van God. Ek wil vir jou sê, voel jy vanmôre soos 'n verstotene, voel jy vanmôre soos iemand wat uitgedruk is, soos 'n malaatse, geestelik malaats. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy moet ophou kyk na jou voete. Kyk op, want die Here wil vir jou voorsiening wys. Die Here wil vir jou iets wys wat jy nog nie gesien het nie. En daai selfde mense wat jou weggejaag het, is dieselfde mense wat gaan sê, "Sjoe, dankie. Dit het nou vir my nogals iets beteken." Ek wil vanmôre vir jou vra dat jy gaan staan, daar kan ons so 'n bietjie musiek kry. Is iemand met 'n koortjie op hulle hartjie, of 'n hartjie op hulle koortjie. Yes, ek moet hier afkom, ek kan nie so hoog staan nie, julle sal maak dat ek hoogtevrees kry, en ek het glad nie 'n probleem met hoogte nie. Ek voel net gemaklik hier. Ek wil jy gou daar waar jy is, wil jy gou reël wees met jouself vir 'n oomblik. Ek wil so maklik net geestelik in 'n mate ook maar hoogmoedig wees. Maar ek weet dat daar gaan groot gebrokenheid en groot stikkendheid wat in die kerk is. Man en vrou wat in kerk is, maar hulle is so stikkend en so seer oor daai omgee groep wat my nie eers gebel het op my verjaarsdag nie. Daai klein groep wat nie eers geworry het toe ek gefire was of geretrench was by my werk nie. Daai pastoor wat nie eers my opgevolg het nadat ek hom gegroet het nie. Daai suster by die kerk wat altyd so net 'n skewe woord vir my het. En ons baie van ons wat sukkel met hierdie goeders. En jy voel, Here, waar pas ek in? Ek voel soos een van hierdie 4 malaatse ouens wat buite is, en ek soek maar net nog seer mense. Nog mense wat verwerp is, nog mense wat verstoot is, sodat ek myself net kan identifiseer en kan kry en kan vind in hulle. Maar ek wil vanmôre vir jou sê dat God, He's setting you up. God is setting you up to see and to experience and to taste His favor and His provision for you. En ek wil hierdie vanmôre daar waar jy is, gou 'n bietjie reël wees met jouself en vra, waar is ek? Net jy en die Here ken vanmôre antwoord, waar is ek? Is ek dalk moontlik vanmôre binne in die stad? Besig om die deur toe te hou vir hulle wat buite is? Besig om te beklei oor wie se kind ons volgende gaan eet en wat ons volgende gaan doen, wat ons volgende strategie gaan wees om aan die lewe te bly? Is jy moontlik die profeet wat uitroep en sê, nee, kom aan ouens, daar's 'n beter dag? Is jy moontlik die koning wat 'n roukleed aan het en sê, nee, ek weet nie hoe gaan hierdie saak verander nie? Moontlik is jy adjudant wat uitroep en sê, there's no coming back from this. Of moontlik is jy een van daai malaatses al buite wat sê, ek gaan 'n kans vat.
I'm gonna trust God. Ek gaan in die rigting stap wat eintlik onlogies is om te doen. Ek gaan in die rigting stap wat almal my sal teen waarsku, die rigting waar die vyand se kamp is, en ek gaan sien, moontlik het die Here vir my daar ook voorsiening weggebere. En dan jy wat verstotene, verwerpe was, raak die een wat die grootste boodskapper is. Die Samaritaanse vrou by die put het gekom om water te skep. Sy het weggestap as 'n evangelis. Sy het gekom om wasgoed water te kry of drinkwater of kookwater. Sy het weggestap met die lewende water. Jy is dalk buite die stad as malaatse. God wil jou opset as 'n draer van goeie nuus. Maar dit gaan kos dat jy jou attitude gaan moet regkry. You'll have to change your attitude. Jy gaan moet vergewe. Jy gaan moet ontstaan raak van bitterheid. Jy gaan jou gesindheid moet regkry. En toelaat dat God vir jou die voorsiening wys. Ek wil vir jou vra dat jy oë gaan sluit daar waar jy is en as jy vanmôre staan in hierdie plek met 'n seerheid, gebrokenheid, verslaag gees, jy verstaan nie wat God besig is om te doen in jou lewe op die stadium nie, en jy voel soos een van daai 4 malaatse manne wat buite kan die stad staan, en jy weet nie wat is volgende nie. God, what's next? Weet nie waar my voorsiening vandag gaan kom nie, weet nie hoe ek my huis gaan betaal nie, weet nie hoe ek weet net hoe gaan ek survive nie. Maar jy is vanmôre bereid om te sê, Here, ek is bereid om 'n kans te vat en U te vertrou. Ek het niks anders te nie. Ek kan nie teruggaan nie, maar ek kan U vertrou. Dan wil ek uitnooi daar waar jy is, wil jy net jou hand opsteek en sê vanmôre, Here, dis ek daai. Ek staan vanmôre buite 'n deur wat vir my gesluit is. En ek weet nie waartoe nie. But I'm trusting you this morning. Ek wil vanmôre vir jou sê, dis nie jou skuld dat jy buite die deur staan nie. Dis nie jou skuld dat jy malaats geraak het nie. Dis nie jou skuld dat jy agter 'n toedeur staan nie. Dis net hoe dit gebeur het. Maar kan jy vanmôre raak sien dat God jou kan gebruik vanuit daai posisie uit? It's just gonna cost a change of attitude. Ek wil vanaf jou vra as jy vanmôre jouself daar bevind. En ek wil spesifiek bid vir die ouens wat voel hulle is uitgesluit buite die stad. Enige van die ander deure wat jy in besef en beleef, jy weet wat om te doen. God is your refuge, He's your strength. Maar as jy vanmôre voel ek is buite die stad, wil jy vinnig hier voor kom staan. En ek wil vanmôre saam met jou bid. Ek wil vanmôre vertrou dat die Here jou gaan vat en gaan lei om sy voorsiening te sien in jou lewe. En net voorsiening vir jou nie, net vir jou gesin nie, maar ook vir dieselfde mense wat jou uitsluit. God wants to do something for them as well. So wil jy vinnig kom staan hier voor. Ek doen 'n gebed saam met jou terwyl die worship team ons net bedien in 'n song. Thank you so much. Baie dankie dat jy ons audio boodskap geluister het. Mag die Here jou ryklik seën. Besoek gerus ons webwerf by www.ligenlewe.com.